Ons begin hierdie week vandag met 'n nuwe reeks wat ons noem Identiteit. Identiteit is wat ons begin mee vandag en die doel van die reeks is om dit wat ons identiteit beïnvloed uit te lig, te kan ontbloot, om ons as gelowiges te help, dat daar is baie invloede op ons identiteit. En wat is dit wat dit beïnvloed en om dit te kan ontbloot amper. En dan te bepaal wat is 'n ware identiteit en hoe ons dan daarin kan groei. So julle is welkom julle Bybels uit te haal. Ons gaan saam die gedeelte lees en dan gaan ek oorgee vir Eugene. So julle is welkom oop te maak in Genesis 1 van vers 26 en hierdie sal soos 'n tema skrif vir die hele reeks wees oor die volgende 3 weke. En so hou dit in gedagte, soos wat Eugene ook vandag gaan begin met hierdie reeks en van hierdie dinge uitlig wat ons identiteit beïnvloed. Hou in gedagte Genesis 1 vers 26 tot vers 31. Dit sê, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. En vers 27, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. As beeld van God, kyk hoe sê hy daar, as beeld van God het hy die mens geskep. Vers 28, toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug en oor al die diere van die aarde en ook oor die diere wat op die aarde kruip. En toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. En so, as ons kyk na vers 27 en dit sê, as beeld van God het hy die mens geskape, dan vra mens amper, wat het fout gegaan? Wat het gebeur? As ons na ons moderne kultuur kyk, wat het fout gegaan? En so, ek wil vir Eugene nooi om vanoggend die woord met ons te kan deel, en Eugene is een van ons ouderlinge in die gemeente, en hy gaan die reeks vir ons afskop deur stories en verhale en getuienisse om ons te help om uit te lig die invloede op ons identiteit. Baie dankie, Eugene. Dankie, Rudo. Daar's ek nou. Mens kan sien in 'n koue oggend, die koffiestasie is daai kant, want dis meer mense wat die kant sit, as wat hierdie kant sit. Nee, dis die waarheid, hè. Ek dink net gou hier oopmaak. So altyd, ek preek so 2 keer 'n jaar, en dan besef jy, hoe baie jy agter 'n klavier of 'n gitaar wegkruip, wanneer jy moet actually gesels. So, ek kan daarom agter my iPad wegkruip vandag. So, die van julle wat my nie ken nie, my naam is Eugene, en ek is 'n besigheidsman, en ek bly daar in die moed. #moed tot die dood, woep woep, #moedlife. Wie van julle weet waar is die moed? En ek praat nie van Rietendale Parkie nie. Ek praat nie, jy kan nie sê dis die moed nie, want die moed strek van, ek sien daar so, dankie Johan. Die moed strek van Anlin deur tot Kielner Park, van Wonderboom tot by die Uniegebou omtrent. So Rietendale is nie net die moed nie. Wie van julle is bang om moed toe te gaan? Daar sê, dankie vir jou eerlikheid, ek waardeer dit. Daar is 2 plekke waarvan Kurt Darren sing. Eerste een is Tafelberg, want dis hemel op Tafelberg. Daar's 'n engel wat langs my lê. Dit is hemel. En dan het hy die dichotomy, dan sing hy ook oor die moed. So Desmond, cue the number, please. Span die seile van die moed tot Amerika. Kaptein, waar is jy? Kom sing nou saam met my.
groot tot hier is ek, vir slegs 'n lyn of twee, maar ek kort slegs 2 lyne, om hierdie sang 'n treffer te maak. Moet tot Amerika, moet tot Amerika, moet tot Amerika, moet tot Amerika. Hier is ons in Amerika, en verlang na Pretoria. Ys is waar die hart is, en my hart is in die moet my brand. Moet tot Amerika. Die heiningse is hoog van die kinders by die honde. Jy kan drink soveel jy wil, maar rook is 'n sonde. Die roem van Pretoria maak my hart vol, voller as die spur by die Jacket en 'n mol. Moet door die dood. Net een ding beter as die dominee se preek, is 'n brandewyn special in die middel van die week. Moet door die dood. Queenswood, môre gloed die moed, let die bier in my bloed. Klasie, kom in by mekaar, die moed maak al jou drome waar. Das net een boom is die wonderboom, maar goeie mense, room van die room, suid van die Magaliesberge en van daar nog baie verder. Rittendale, Rietfontein, luister nou maar baie fyn. Maakie saakie, weet jy wat, is nie 'n plek op kaart nie, is 'n plek in jou hart. Moet door die dood. Moet door die dood. Ek weet, Linwood het nie 'n sang oor hulle nie, nê? Silver Lakes ook nie, nê? Enigiets beter as die dominee se preek is 'n brandewyn special in die middel van die week. Moet tot die dood. Alright, wys vir ons die volgende slide. Ek praat vandag oor die tas, maar ek gaan nie nou in diepte in dit gaan nie, net dat julle weet, daar is 'n tas. Massey Ferguson. Dit is relevant. Maar ek en my vrou, volgende slide, ek en my vrou het 'n Fixer Upper gekoop daar in 15de Laan, so 9 jaar terug, soos julle kan sien. Op daardie stadium was ek 'n fotograaf met 'n droom sonder 'n begroting, en was geseënd genoeg om bekende Afrikaanse vermaaklikheidspersoonlikhede af te neem, including Mr. Kurt Darren. En ons ou huisie was so vervalle, dat die celebrities wat gekom het, daar is regsbo, is 'n foto deur my heining, ek wil net vir julle dit sê, dan bel hulle, wanneer hulle deur Pretoria ry, hulle kom gewoonlik van Midstream of so af, en dan ry hulle verby Pretoria-stasie, Bosmanstraat se taxi rank, verby Malgesedek, Soutonsberg op, en dan eindig my pindrop hierso. En dan bel hulle my en sê, Eugene, ek dink ek's by die verkeerde plek. Dan sê ek vir hulle, lyk dit soos 'n bordeel? Ja, jy's by die regte plek. Dis reg, ons plekkie was so vervalle, dat die einste Kurt Darren saam met sy kids in ons driveway gespeel het, en ons het seker lykklip stapels gehad, en hulle het begin opruk, en vir hulle huisies begin bou vanuit my lykklip. Maar kan hulle nou nie kwaadlik neem nie, want mens kon nie onderskei tussen wat was nog my driveway, en wat was vervalle nie. So toe ruk hulle dit op. Ek onthou eendag, daag Demi Lee Moore op, en sy, dalk bietjie te hard, of bietjie te aspris, ek weet nie, maar sy was ook geskok. Toe sê sy, what a dump. It's true, it was. Ja, die moed het sy eie identiteit. Die moed is die tipe plek, as jy gehoor het, wat Christian sê, waar die kom in die klasie nogal saam bly. En is okay, want jy sal kry 'n neuroloog en 'n plammer wat langs mekaar bly. Dis funny, die plammer kan die neuroloog help, maar die neuroloog kan nie die plammer help nie. Om julle idee te gee, die soort mense wat langs ons gebly het, volgende slide, daar is ons huis, die van Deventers. Regs langs ons bly, nee, kom ons begin by Tony's Pizza, nee, Chamberlain's. So skuins oor kan daar sien julle sien Chamberlain's, reg? So Chamberlain's is die oudste hardeware winkel in Suid-Afrika, 1903 gestig. En hulle is reg oor kan die straat. Heritage, guys. Dan oor kan Chamberlain's is Tony's Pizza. Nou Tony's Pizza is probably die beste pizza in Suid-Afrika.
Wie van julle het al by Tony's geëet? Wie kan daarmee getuig? Dis probably die beste pizza in Suid-Afrika. Ook probably die duurste pizza in Suid-Afrika. Maar as jy kla oor die pizza wat probably nooit is, dan kom Tony en sy gee vir jou 'n double shot tequila en dan vat sy ook, Tony is 'n vrou, ja, vat sy ook sommer 'n double shot, al is dit voor 12. Langs ons bly Tahir. Tahir het 'n doktersgraad of 1 of 2, ek weet nie, maybe 3. En hy is 'n wiskundige by die Reservebank. Hooipeloi hoog op in daai gebou. Dan aan die ander kant van ons bly Morney. Hy is jou stereotypiese plammer. En hy bly saam met 13 van sy appies op die erf en hulle girlfriends. Laatmiddag so teen 4:00 se kant ryk jy die dagafwalms van Tian se Wendy huis, een van Morney se plammers. En jy kan die sonsondergang met 'n smokescreen waardeer daarso. Dit ryk soos kruie. Almal dink ons het 'n kruietuin, ons het nie, dis Tian. Agter ons bly Cassie, hy's 'n forensiese rekenmeester wat werk vir Discovery Insurance. Langs Cassie bly 'n diesel mechanic, ek dink sy naam is Reynou. Hy kom nooit uit sy huis uit nie, maar daar's baie goed in sy yard. Dan Cassie se pa het langs hom gebly, maar hy is ongelukkig oorlede in COVID. En Cassie se pa het 70 posduwe gehad wat hy elke middag geoefen het. Wie van julle se bure het 70 posduwe wat hulle elke middag oefen? Hoe regtig? Is eklektiek, nee Jooste? Nee Johan, ons bly in 'n interessante omgewing. So baie kere as ek vir mense sê ek bly in die moed, sal die wyse manne van die ooste altyd so 'n opmerkingkie gooi. Het jy jou paspoort onthou, boetie? Of, dis mos die plek waar hulle die kinders toesluit sodat dit nie honde byt nie. Dis die moed. En die snaakse ding is, die opmerkings van die moed is meer waar as wat dit onwaar is. Die moed het al sy eie identiteit geskape oor die samelewing en oor die jare. En saam met sy laste en sy kenmerke wat elke motor saam met hom dra. #moed tot die dood. Dis soos wat Leon Groep gesing het, né? Maar so is dit waar met almal van ons. Waar jy bly, sommer die volgende slide daarso, is baie belangrik. Waar jy bly en die kultuur wat jy in groot word, forceer jou sonder toestemming 'n sekere identiteitsvormende proses op ons af. Ek herhaal, waar jy bly en die kultuur waarin jy groot word, forceer sonder jou toestemming 'n sekere identiteitsvormende proses op jou af. Jy kan dit nie keer nie. Dis 'n feit van die lewe. It's depressing, right? Tot 'n mate, maar tog is daar hoop vir hierdie motor tog. Ek wou sê daar's nog moed vir hierdie hoper nog, maar daar is hoop vir hierdie motor tog. En oor die volgende 3 weke gaan ons bietjie dieper en verder explore waar kom ons identiteit vandaan. Wat beïnvloed dit en hoe oorkom ek dit wanneer dit nie heilsaam of heilig is nie. En ons gaan dit doen met die metafoor van 'n tas. So kom ons sluit gou ons oë dat ek net vir ons bid voordat ons in hierdie journey, #journey gaan. Here, ons almal dra 'n tas wat vir ons gepak word en goeders wat ons in en uitlaai. Oor die volgende paar weke, Here, gaan ons begin krap en soek, hoekom is ons hoe ons is? En Here, as dit U wil is, sal U asseblief ons tas vir ons begin oorpak, sal U asseblief vir ons wys waar ons goeders moet neersit en waar ons goeders moet optel weer. Ons gee dit oor aan U, Here. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. So, weerskante van my het ek 2 pilare. Die pilare is bietjie te kort vir tradisie. Toe haal ek van die stiekertjies af. Hierdie pilaar is 'n tradisionele pilaar met boublokke van hoe ons identiteit aan mekaar geslaan is. Tradisionele boublokke. En aan die linkerkant het ons
moderne pilaar met boublokke. En ons gaan bietjie dieper delf in hierdie twee goeters in. Kom ons kyk gou, wat is ons tradisionele identiteit? Ek dink ek moet my tas nou begin dra seker. Ek hoop ek gaan dit maak, julle. Stel jy nou voor dat elke waarde, verwagting deur familie, kultuur, godsdienst, samelewing 'n baksteen, wat hulle op jou geplaas het, 'n baksteen is. Dis die primêre boublokke van enige iemand se identiteit. En soos jy groot word hierdie bakstene een vir een in jou tas gepak. My eerste ene was just te swaar. Good luck. Ek gaan hom moet neersit, ja. Seun. Kom ek wys vir julle, seun. Ek is 'n seun. Ek hou van kleilaat, boomklim, rugby, droewors, biltong. En ek huil nie. Mag jy huil nie? Sissies huil, boeties nie. Ek sit hom in. Dit het direk in my tas gegaan. Nie omdat ek dit gekies het nie, maar omdat die iemand het vir my ingesit het. My Afrikaner tradisie het gesê, ek moet dit dra. In ander wêrelde is jag en kleilaat nie so groot nie, maar ek het gejag en gekleilaat. En dit is lekker, jessie. Toe kom die tweede baksteen. Jy sal in jou pa se voetspore volg. My familie was al geslagte lank boere. Die grond, die vee, die lewenswyse. Dit was nie my keuse nie. Dit was my nalatenskap. So ek het dit ook ingepak. Die derde baksteen het vroeg gekom in my lewe. Respekteer ouer mense sonder om te vra hoekom. In tradisionele gemeenskappe is identiteit diep gewortel in hiërargie. Jy mag praat eers wanneer daar met jou gepraat word. Jy moet gehoorsaam wees en jy moet die wysheid wat jy by jou ouers erf nie eers bevraagteken nie. So, ons sit dit ook in. Respek. Tradisionele identiteit werk so. Dis nie iets wat jy vorm nie, dis iets wat jy erf. Dis 'n reeks rolle en verwagtinge wat een vir een aan jou oorhandig is, met die aanname dat jy dit sonder teenkanting gaan dra. Kom ons delf bietjie dieper. Ek wil julle 'n storie vertel. Hierdie is 'n ware storie. In 'n klein plattelandse dorpie ek sal nou regkom. In 'n klein plattelandse dorpie word 'n dogtertjie gebore in 'n baie godsdienstige gesin. Haar naam word uit die skrif gekies, Hanna. Hanna hou ook soos ek van boonklim en kleilaat gooi. Maar haar pa, die magistraat van Bronkhorstspruit, het besluit sy twee dogtertjies gaan altyd deur 'n ring getrek word. Bewaar Hanna se siel as daar 'n doringtakkie of 'n bietjie modder haar rok bevuil of skeur. Sy is met vrees herinner, die man is die hoof van die huis. Haar lewensplan is vooraf beplan. Haar lewenspad is vooraf beplan. Sy moet na skool onderwys wat gepas is vir 'n vrou wat nie tuis wou bly nie gaan swat. En kuns of drama was buite die kwessie, want in haar pa se woorde was dit net moffies swat dit. Na sy diploma ontvang, moet sy trou, haar huishouding dien
haar man eer, in die kerkkoor sing, pannekoek bak by die skoolbyeenkomste en bazaars. Dis nie een baksteen nie, dis 'n hele blerrie muur. Moet my egter nie verkeerd verstaan nie. Sommige van hierdie bakstene het waarde. Hulle dra geskiedenis, nalatenskap en 'n gevoel van behoort. Hulle herinner ons waar ons vandaan kom. Soms is die herinneringe nie so great nie, maar baie kere is dit nie. Hulle gee betekenis aan ons samehorigheid, sense of community, soos die Engelse sou sê, en 'n gevoel van veiligheid, meeste kere. Maar hulle kan swaar wees en baie kere onheilsaam en toksies. En hoe swaarder die tas, hoe moeiliker is dit om te groei en aan te beweeg. 'n Tradisionele gevormde identiteit lyk soos volg. Dit word ekstern bepaal. Jy is jou pligte, identiteit kom van die gemeenskap af, familie en eer. Jy offer jou begeertes op vir ander. You sacrifice for the sake of the community. Jou validation, jou bevestiging, kom van die samelewing of familie af. Die Indiese kultuur is 'n baie groot voorbeeld van hierdie. Hulle sal sê, ons keer hierdie dame goed wat met jou kan trou. Hulle gaan so ver om te sê, ons sal sommer vir jou kies. En soms is dit goed. Dis regtig goed, want mamma weet beter as boetie. Ek onthou al die bakstene wat ek in my tas gepak het. Afrikaner, hy word swaar. Afrikaner, top 10 student, hoofseun, musikant, gedissiplineerd, konservatief, arm. En met daardie tassie matrikuleer ek en vat toe 'n gap jaar om myself 'n bietjie te vind. New York, baby, start spreading the news. I'm leaving today. Dis so ironies dat die gesin en gemeenskap waarin ons bly die hele tyd vir ons sê wie ons is en die oomblik wat ons kans kry, hardloop ons weg om onsself te gaan vind. It's ironic, ons hardloop weg sodat ons onsself kan vind. New York was vars. Dit was luks, modern. En dit is daar wat ek sien hoe lyk ander mense se tassies. Louis Vuitton. Dis baie interessant. En al bakstene is nie meer van klei nie, maar van konkriet en staal. Dis mooier, groter, sterker, veiliger, exciting. Ja, hier besluit jy vir jouself. En dis in New York waar ek my tassie begin uitpak. Is ek regtig 'n musikant? Kan mens regtig 'n lewe maak van sing? Ek is dan mos 'n top 10 student. So ek begin goeders hier uitpak. Definitief nie dit nie. Ek soek myself. Ek het talent. Ek weet, ingenieurswese. Dis wat ek gaan doen. Ek gaan 'n ingenieur word. Want ek moet geld hê. En die wêreld gaan aanpak. I'm living it, baby. Nou is ek 'n world citizen. Ek's 'n explorer. Ek's 'n risk taker. Liberaal. Vry. Of so dink ek, want daar's 'n verslawings aan alkohol en 'n bietjie foto's van mense wat ek nie na moet kyk nie. Maar ek is uniek en ek's onafhanklik. Weet julle wat? Ek's 'n ingenieur. Naderhand voel ek soos Elsa toe sy sing. It's funny how the distance makes everything so small, and the fears that once controlled me
can't get to me at all. It's time to see what I can do, to test the limits and break through. No wrong, no right, no rules for me, I'm free. En dan sing almal, let it go, papas, julle ken dit, can't hold it back anymore. Let it go, turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The old never bothered me anyway. Boom, baby, I've made it. Ek gaan swat toe ingenieurswese, slaan dit uit die park uit. Neem in alles deel, kry 'n meisie, trou met haar, kry 'n werk, werk hard, bou 'n familie, dien pligsgetrou by die kerk, maak my eie besluite en bou my eie lewe. I have finally crafted my own identity. I've made it. Maar hoekom is hierdie tassie so blerrie swaar? Hoekom voel ek so moeg? Dalk kort ek net 'n ou vakansie. Maar hoekom is ek dan so depressed? Dalk kort ek net 'n ou pilletjie. Ek beklei met almal, nie uiterlik nie, hier binne my, in my kop, die heeltyd. Die stortkop het al menigte argumente gehoor. Buite bly ek kalm, maar die oomblik wat die taxi voor my inry, ontplof ek, letterlik. Na al hierdie jare het ek myself nog steeds nie gevind nie. Matteus 16 sê so mooi, ek lees in Engels. What good will it be for someone to gain the world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Jy sê die probleem met moderne identiteit is, dis onsamehangend. Jy is gedurig teenstrydig met die begeertes binne jouself. Jy wil 'n goeie ma wees, maar jy wil 'n career woman ook wees. En dan wil jy 'n invloedryke vrou in die gemeenskap wees. Maar jy's nie een van die drie nie, want jy kom nie by alles en almal uit nie. Jy's lig geraak. Niemand van buite mag jou reghelp of selfs opbou nie. Die oomblik wat iemand nie saam met jou stem nie, sal jy soms sê hulle is dom of hardkoppig. Dis uitputtend. Die moderne identiteit is uitputtend. Dis uitputtend om altyd uniek, vars en opwindend te probeer wees. Om 'n impak te maak, moet jy disruptive wees. In 'n fast-paced moderne wêreld moet jy met elke trend jouself reinvent. En as jy nie nou al op AI is nie, boetie, gaan jy vinnig agterraak. Verdeeldheid. Imagine net, 'n moderne identiteit is baie fragmenteerd en klikkie, want almal het vir hulle self besluit. Die fietsryers versus die trailrunners. Die bulle versus die stormers. Daai Unite 180 klomp is net daar vir die show. Of Doxa vra my die hele tyd vir geld. En daai blik skottels van, amper sê ek iets lelik. Daai ouens van Every Nation, hulle worry net oor connect groepe die hele tyd. It's funny how some distance. Moderne identiteit ondermyn gemeenskap en langtermynverhoudings. Moderne identiteit is so baie eksklusief. Dis 'n soektog na status. Dit lei na trots, vergelyking en verdeeldheid. Hilux versus Rangers. En jy mag nie eens deel wees van die gesprek as jy 'n Mahindra ry nie. Nee, Chinese, ons praat nie oor die Chinese manufacturers nie. Dan die laaste ene wat moderne identiteit doen is, dit create fake. Wie van julle was al op Facebook of Instagram en dan besef julle, yes, this is true, this is real life. Dis fake.
Jy word steeds deur die kultuur gevorm terwyl jy voorgee om 'n selfgeskape wese te wees. Keeping up with the Joneses. Die sales van Botox en fillers skyrocket en elke derde persoon is nou 'n eiendomsagent. Niks teen daai goeders nie, maar dit sê net die consumerism om beter en cooler te lyk. Hierdie goed groei. Jy gaan dieper en dieper in die skuld just to keep up appearances. Jy sien die probleem met jou identiteit vind in hierdie wêreld is presies dit. Jy probeer die identiteit vind in hierdie wêreld. Het sy dit tradisioneel, modern of 'n mengsel van beide? Dis regtig swaar julle. Het julle gehoor? Verloor ek al my geld. Maar ongelukkig bly ons in 'n gebroke wêreld. Rudo het aan die begin gesê, what went wrong? We chose the world. We didn't choose God. We didn't choose that image. Kom ons hoor gou wat sê die Here oor wie ons is. Psalm 139. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore was. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my. Hoe magtig almal van hulle, o God. As ek hulle sou opnoem, sou hulle meer wees as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen wil hê. Dis mooi. Hierdeur kan ons ook, in Johannes 3 vers 19 tot 20, hierdeur kan ons ook te wete kom, dat ons aan die ware God behoort, en ons gewete voor Hom tot rus bring. Miskien sit jy hier vandag met jou tassie vol bakstene. Dalk is daar 'n bietjie meer klei bakstene as waar daar betonbakstene is. Maar jy kan dit nie aanhou dra nie. Die Here sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle, want my juk is sag. Nee, want ek is sagmoedig, nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Maak julle oë toe vir 'n sekonde, en dink gou net aan die bakstene wat jy tans dra. Ek gaan nie vandag vir jou 'n oplossing gee nie, jy moet volgende week kom vir dit. Maar ek wil 'n respons uit julle uitlok. Kom vat jou tas en sit dit net neer vir 'n rukkie. By die voete van Jesus se kruis. Al jou preconceived notions, al jou dinge wat jy so ronddra. Onthou jy dit wat daai ou gedoen het in jou childhood, in jou kinderjare? Of dit wat jy op universiteit gedoen het, wat jou identiteit gevorm het? Die persoon saam met wie jy dit gedoen het? Of die ander persoon wat dit aan jou gedoen het? Of die keuses wat jy gemaak het,
wat jy nou nog oor spyt is. Kom ons sit dit net neer. Al daai goed het jou identiteit gevorm. En dit lyk nie meer soos God nie. Onthou, ons is in die beeld van God geskape, maar dit lyk nie meer nie. Kom sit dit neer. Kom ons begin die bladsy oor. And all to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. Sing saam. I surrender all. Glo jy dit? And I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Kom ons staan en ons sing dit weer vir die Here met hande na die hemel toe. And all to Jesus I surrender, all to Him I freely give, and I will ever love and trust Him. In His presence daily live. Sing, I surrender. And I surrender all. And I surrender all. And all to Thee, my blessed Savior. Yes, I surrender. Here, ons staan hierso en ons gee oor aan U. Ons gee oor, Here. Ons maak ons tassies leeg, Here. Ons vra, moenie dat ons nou goeders weer terugpak nie, Here. Maar soos ons elke baksteen uitpak vandag en deur die week, Here, vra ons dat U, as daar vergifnis is, wat ons moet toepas, soos ons elke baksteen uithaal, mag ons vergewe. As daar trots is wat ons moet neerlê, Here, lê ons dit neer. Is daar goeders wat ons moet koester en herinner van die goedheid, mag ons die prys daarvoor. Maar vandag, Here, sê ons staan met oop hande, sodat U kan vat en dat U kan gee soos U wil. Mag U wil geskied, nie ons eie selfgesentreerde wil nie, maar U wil. In ons harte, ons gedagtes, in ons identiteit. Sodat ons met waarheid kan sê, wanneer U kom bou, in die volgende 2 weke, dat ons kan bou op die hoeksteen, die rots van redding, die ewige God, die alleenheerser. En dan wanneer ons wegstap, kan ons sê, we are truly created in the image of God. Nou waar ons gaan, mense God sien. Wanneer ek in die spieël kyk, ons vir God sien. Wanneer ek met my kinders praat, ons vir God sien. En dis hoe ons die wêreld gaan verander. Ons gee oor. En almal sê, Amen in Jesus Christus naam.